Hartlike goeiemôre hier by ons op die plaas Horison, hier waar ons kamparea is en hier waar ons gemeente geplant is, Hartkraai Familiekerk. Ek wil vanoggend met julle 'n bekende gedagte deel oor Lazarus. Ek wil net een vers vir julle lees. Johannes hoofstuk 11 vers 43. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep: Lazarus, kom uit. Ek wil half begin in die middel van hierdie gedeelte waar Maria en almal wat Maria gevolg het en Jesus nou by die graf is. Jesus kom met een woord hierdie rots weggevat het wat voor die spelonk was. Jesus kom met een woord hierdie rots verkrummel het. Maar Jesus doen dit nie. Jesus gebruik al die mense wat nou saam met Maria daar was, maak hy nou betrokke by hierdie wonderwerk wat hy nou gaan doen, sodat daar geen misverstand moet wees wat hy nou besig is om te doen. En dan sien ons kort in hierdie gedeelte dat Maria en Martha verwys na Jesus toe as die Here. Wat beteken die woord Here? Here beteken koning, skepper, meester, oppergesag, soewereine een. En dan sien ons in vers 39 kom Martha en Martha sê vir Jesus: Here, hy ruik al. So vir sy vir Jesus wil sê, U is die skepper, U is die koning van al die konings, U is die koning oor die blindes, U laat die blindes sien, U is die koning oor die lammes, U laat die lammes loop, U is die skepper, U het die oppergesag, U laat demone uitkom, U loop op water, U vermeerder die brood, U is die Here. Maar oor die dood, nee, U is te laat. Jy sien, want dis 4 dae, Here. En hoekom gebruik sy die woord 4 dae? Want die 3de dag ontbind die liggaam, die 4de dag begin daar reuk kom. En so vir sy vir Jesus wil sê, maar is heeltemal te laat. Daar's niks wat U nou mee kan doen nie. U is dalk die Here oor alles, maar nie oor dit nie. En jy sit ver oggend en jy bely met jou mond dat Jesus is die Here. Jy bely met jou mond en jy sê en jy glo in jou hart dat Jesus het gesterf, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar en hy sit in die regterhand van God die Vader en jy glo dat Jesus Christus is ons verlosser. Maar nie oor jou omstandighede waar jy vanoggend is nie. Jy luister na die boodskap, maar vanoggend is jy stikkend. Vanoggend is jy by 'n plek waar jy voel jy kan nie meer nie. Jy wil opgee. Jy weet nie meer waartoe om te gaan nie. Jy weet nie meer om uit te roep en jy vra, Here, waar is U? U is die Here oor alles, maar waar is U nou? Ek wil vanoggend vir jou sê, die Bybel sê as jy nooit vergewe, nooit verlaat nie. Want ons sien in vers 3 en vers 4, kom Jesus en hy sê vir hulle, dit is nie tot die einde toe nie. Dit is nie tot die einde toe nie. Jesus het die gesag oor alles. En dit is tot 'n verheerliking van God die Vader en Christus. Hy sê in hierdie gedeelte, hy het hard uitgeroep, Lazarus kom uit. Wat beteken dit hy het uitgeroep met 'n harde stem? Wel, as ons kyk na die Griekse woord van harde stem, is dit megas, wat beteken megafoon, uitbasuin. En hy roep hierdie Lazarus uit. Jy sien, hy roep nie net Lazarus sonder sy naam nie. Hy gebruik Lazarus se naam, want as hy net uitgeroep het, het al die dooies uitgekom. Maar hy roep Lazarus, hy raak persoonlik. Want Lazarus beteken God het gehelp. En hier raak God nou persoonlik en hy trek hom uit, soos wat God persoonlik by jou is vanoggend. Jy sien, want Jesus het die gesag oor die graf, hy het die gesag oor die dood, en Jesus doen wat Lazarus nie kan doen nie. Wat kan 'n dooie mens doen? Niks. En hy sê vir Lazarus om uit te kom. En Lazarus kom uit, en wat vir my so interessant is van hierdie hele gedeelte, hoe het Lazarus geweet waar om te gaan? Hoe het hy geweet waar om te loop? Want hy het nog sy grafklere aan. Hy het nog die grafdoek om sy kop. Ek glo met my hele hart dat die stem wat hy gehoor het, het hy gevolg. Hy het die stem geken wat hom geroep het. En so roep God jou vanoggend. En hy roep jou deur geloof tot Jesus Christus. En hy roep jou vanoggend by die naam. Want Johannes hoofstuk 10 vers 3 sê, en die skape luister
na sy stem. En hy roep sy skape by hulle naam en lei hulle uit. En God roep jou vanoggend by die naam en sê, ek is met jou, my kind. Ek sal jou nooit verlaat nie. Jy sien, Lazarus word nou getrek deur hierdie woord, die roepstem. Jy sien, want daar's krag in die roep van Christus. En niks kan God se roep weerstaan nie. Niks nie. En vanoggend roep hy jou persoonlik en sê, ek is met jou, ek sal jou nooit los nie. Ek het jou in die palm van my hand. En niemand kan jou uit die palm van my hand uitruk nie. En dan gaan hy verder, hy sê, God die Vader het jou in die palm van sy hand. En niemand kan jou uit sy hand uitruk nie. En ek wil jou bemoedig met hierdie woorde vanoggend, Johannes hoofstuk 10, vers 28 en 29. Luister mooi wat sê hy. En ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Hoor wat sê hy? Jy sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Eerste belofte. Dan gaan hy verder en dan sê hy, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Tweede belofte. Jesus hou jou vas, niemand sal jou uit sy hand uitruk nie. Dan gaan hy vers 29. Maar die Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Derde belofte. Niemand nie. En ek wil jou bemoedig vanoggend, dat die Here sê, hy hou jou vas. Jy's veilig by hom. Moenie vrees nie, ek is met jou. Staan vas, want die Here sal deurkom. Hy roep jou vanoggend by die naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons by die naam roep, Here. Dankie dat ons weet ons is veilig in U. Here, ons kies vanoggend in geloof om op U woord te staan. U is die Skepper, U is die Here. En U is die Here oor alles, Here, selfs die omstandighede waar ek myself vind vanoggend. En dankie, Here, dat U ons vashou in die palm van die hand en niks kan ons uit die hand uitruk nie. Dankie vir die versekerheid wat U vir ons gee, Here. En ons loof en ons prys U heilige naam. Amen.